Maar neem asseblief kennis dat hierdie insetsel nie geskik is vir sensitiewe kykers nie. Die vlieg. Lastige klein, wel jy kan maar self die byvoeglike naamwoorde invul. Hierdie arme man wil maar net sy koerant in vrede lees, maar die vlieg wil hom net nie alleen laat nie. Maar so lastig soos vliee is, kan hulle dalk die oplossing vir van ons dringendste omgewingsprobleme wees. Hierdie goed het die potensiaal om riool te verwerk. Groundfall sites, ashope, hulle het die potensiaal om ons ashope skoon te maak. The fly is nature's natural clean-up agent. Hier by Elsenburg buite Stellenbosch het Jason Drew 'n vliegproefplaas op die been gebring om die voordele wat vliee inhou as 'n bron van proteïene en as die natuur se skoonmaker te demonstreer. Hy en Dr. Elsje Pieterse, 'n veekundige van die Universiteit van Stellenbosch, werk saam aan die projek. Oral waar daar organiese afval is, lê hulle eiers en daai larwes vreet daai kos op en stel dit basies onskadelik. Hulle haal die mikrobes daar uit, hulle haal die patogene daar uit, hulle haal die vog daar uit, hulle keer dat daar 'n klomp metaangas ontwikkel, so hulle maak eintlik skoon. Tydens hierdie skoonmaakproses is AgriProtein eintlik besig om kos wat uit proteïene, vet en minerale bestaan vir voëls en visse te maak. Hierdie soort navorsing wat na antwoorde vir ons sosiale en omgewingsprobleme soek, het nou absoluut noodsaaklik geword. Daar was nog nooit druk om dit regtig van die grond af te kry soos wat daar nou druk is nie. Ons is uit kos uit, ons is uit water uit, ons is uit vis uit, so daar's nou 'n klomp druk om hom van die grond af te kry. Jason glo dat vliee die oplossing vir die omgewingsprobleme kan bied. They've been around 20 million years. That's 19 and a lot million years more than we've been around. And they've always had a very important role in nature, but we've just never understood. So daar's eintlik baie nut vir hierdie vliee as mense so kan stel. Saglik baie, daar's 'n waarde aan die larwe en aan die vliee wat ons nie altyd besef het nie. Biomedies het hulle 'n waarde waar die ensieme gebruik word vir die behandeling van diabetiese swere. So in steede van amputasies, in steede van chirurgiese prosedures, kan hulle hierdie larwes die ensieme oes en dit dan gebruik om salwe te maak in steede van maggot therapy wat bietjie angswekkend kan wees vir 'n mens. Die katien word gebruik vir 'n legio goed en die olie wat afkom, hulle so 30% olie, het die ideale vetsuursamenstelling vir biodiesel. Dan het ons natuurlik die proteïen wat ons vir ons diere kan voer. So daar's 'n klomp waarde in die vliegie. So op 'n einde van die dag moet ons nie regtig vliee doodmaak, ons moet hulle laat lewe. Ons moet hulle met oorleg laat lewe. Maar hoe het Jason tot die slotsom gekom dat vliee vir die skoonmaak van die omgewing sowel as 'n voedingsbron voordelig kan wees? When I was a kid, I used to go fishing with a fly on the end of a line and throw it on top of the river. When I gave up doing that and I couldn't catch any, I'd put a maggot on a hook and drop it into the water. So it suddenly dawned on me that we should be feeding fish in our fish farms flies and maggots. And of course the same thing applies for chickens. That's why they scratch around in the field. If they were looking for the fish that we do feed them, they'd be called seagulls and not chickens. En dit lyk of hierdie hoenders saamstem. Kyk net hoe verorber hulle die larwes. This is a tried and tested process that's been through 48 million years of research, and we've come along in the last 1 second of that research and said that's a good idea, Mother Nature, let's copy it. Dit is egter nie so eenvoudig om moeder natuur na te boots nie. Aanvanklik was AgriProtein se navorsing op die gewone huisvlieg toegespits, maar Elsje sê 'n larwes is uiters sensitief. Daar is ook 'n moontlikheid dat onverteerde en besmette afvalmateriaal in die huisvlieg larwe se spysverteringskanaal kan agterbly, terwyl dit nie die geval met ander vliegspesies is nie. Maar net om die risiko heeltemal weg te vat, het ons besluit om vir tyd en wyl die huisvlieg eenkant te los totdat ons meer antwoorde daar het en dan eers met 'n ander spesies te werk wat beter toegerus is om dit te doen. Dis waar dit alles begin. By 'n slagpaal is ons hierdie by die afvalmateriaal wat gewoonlik op 'n stortingsterrein sou beland, nou gebruik word om 'n kragtige proteïenprodukte te maak. Die bloed en ander afvalmateriaal word aan AgriProtein geskenk. Freddie Williams is die produksiebestuurder by die Wineland Spoke slagpale en hy is baie opgewonde dat hierdie afvalmateriaal voordelig aangewend kan word. Dis nie 'n produk wat op 'n stortingsterrein te lande kom nie, is 'n produk wat op die einde van die dag iets anders mee vervaardig kan word. En jy weet, op die einde van die dag gaan dit vir ons finansiëel gaan dit ons ook baat vind daarbey. Dis 'n belangrike byvoordeel van die vleeboerdery dat die slagpale van afvalmateriaal ontslaa raak, maar die hoofdoel van die projek is om proteïenryke dierekos te produseer. Daar word ook 'n ander spesies by AgriProtein geteel. Die venstervlieg vreet hoofsaaklik plant- en huishoudelike afval.
Hierdie kamer is ons venstervliegbroeiery. Die venstervliegie of die black soldier fly is 'n vlieg wat organiese afval baie effektief afbreek. Die vliee is nie die ouetjies wat skoonmaak nie, dis hulle larwes, dis die kleintjies. Elsje sê wanneer die tyd reg is en die larwes groot genoeg is, word hulle gedroog. Dit wat oorbly is net proteïen, ketien en vet. Die vet word vir die vervaardiging van biodiesel gebruik, terwyl die ketien vir biomediese en biochemiese werk gebruik word. Hulle maak bioafbreekbare plastiek daarvan, cholesterolmedisyne, filters om swaar metale uit die see en uit water uit. Dis 'n legio wat daai kant is. Dit wat oorbly gebruik ons dan as 'n soil enhancer. Ons sit dit in die grond wat dan amper soos 'n kompos dien wat dan organiese materiaal tot die grond toevoeg. Soos aardwurms vreet hierdie larwes ook baie groot hoeveelhede organiese materiaal, maar net baie vinniger. Ons voer vir hierdie larwes 10 kg per vierkante meter per dag. En omdat hulle so vinnig is dit die ideale spesie om mee te werk. As jy nou praat van vinnig, hoe vinnig kan hulle, kom ons sê nou maar die 10 kg wat jy genoem het, hoe vinnig kan hulle dit afbreek? Ons moet hom môre weer voer. Is jy ernstig? Ja, ons voer 10 kg per dag per vierkante meter kombuisafval. So die belangrikste voordele van 'n vleeboerdery is dat daar van organiese afvalmateriaal ontslaag geraak word deur dit vir die larwes te voer en dat die larwes op hulle beurt weer proteïenryke dierekos word. Die nuutste ontwikkeling wat uit die AgriProtein aandig spruit is die vervaardiging van biodiesel wat hier gemaak word en dit kom uit die olie wat uit die larwes onttrek word. Kobus Skotse van AgriProtein het my na Vanus Kronee van Proto Africa in Stellenbosch geneem. Vanus het tot nou toe rou materiaal uit gebruikte kookolie bekom, maar hy sê dit raak ook nou skaars. Ons het 'n probleem om genoeg gebruikte kookolie te kry, jy weet, maar ons vat maar wat ons kan kry en maak biodiesel daarvan. En dit wat jy dan nou kan kry uit die aard van die saak kom van julle af, Kobus. Ja, die vleelarwe, nadat ons hulle geoes het, dan droog ons hulle uit en dan skei ons die olie in die proteïene. So die proteïene gaan dan vir die dierevoeding en die olie kan ons nou gebruik vir biodiesel. Die feit dat die olie van gedroogde vlieglarwes gebruik word om biodiesel te vervaardig, kan ook die druk op waardevolle landbougrond verminder. Is feed versus fuels debate. Dit beteken nou mense moet jatropha plant of hulle moet soja plant en dan die olie daarvan gebruik vir energie. So dit maak eintlik sin in 'n land soos Suid-Afrika of in 'n kontinent waar baie mense sonder kos is nie. Nog 'n probleem wat deur die vliegboerdery aangespreek word is die verwydering van organiese huishoudelike afval uit gemeenskappe soos hierdie. Vanessa von der Heide is besig met haar meestersgraad aan die Universiteit van Stellenbosch se Instituut vir Volhoubaarheid. Sy het 'n projek op die been gebring waar lede van die gemeenskap hul kombuisafval in hierdie houers gooi. Dit word dan deur AgriProtein gehaal en die inhoud word vir die venstervliee gevoer. Vanessa sê die plan is om hier 'n skoner en gesonder omgewing te skep. The municipality can't always come and collect waste, so waste often lies around for months. And obviously the food waste is the most problematic of all of that because it attracts pests and it smells and it rots and it's not healthy for children. People have responded really positively. A lot of the feedback that we've gotten is that it's taken care of the rat problem in their shacks, so they don't get as many rats anymore. So hierdie is nog 'n byvoordeel van die vliegboerdery. Maar Jason se hoofdoelwit was om die groot aanvraag na vis om vismeel as dierevoeding mee te maak te verminder. We gave up fishing and we started catching. So we just go out to sea, we knew where the fish were because of sonar and radar, and we just catch them. And at the time we thought there was endless cheap protein put into our industrial agricultural processes. Now we know how wrong that thinking was. En om die denkwyse te probeer verander, vervaardig hulle nou proteïenryke voeding wat geskik is vir 'n vis van die vlieglarwes. Boonbehalwe dat die vraag na vismeel die visvoorraad in ons oseane onder groot druk plaas, is vismeel ook ontsettend duur, sê Anwe Adams van die Forel Navorsingsprojek by Kleinplaasie in Jonkershoek. Vir 'n ton voer op die oomblik, dis 40 sakke van 25 kg 'n sak, as dit omtrent so R12.000. R12.000. Dis reg. En hoe lank vat julle om daai ton uit te 'n ton hou vir ons so omtrent so 'n maand. En dit gaan al duurder word hoe meer ons die vis in ons oseane uitput. If you look at our seas around the world, they're emptying at an extraordinary rate. If you go into your local supermarket, you'll see baby hake, sole petite, baby fish. Why? Because we've eaten their parents. We've got to stop this nonsense and we've got to go back towards nature and start feeding fish and chickens in our industrial farming operations that which they should be fed.
Behalwe vir al die byvoordele daarvan om met vlee te boer, kan dit ook baie van ons omgewingsprobleme, soos die besoedeling van ons grondwater deur afvalmateriaal te begrawe, verminder. In die ou dae toe ons min mense was, kon ons bekostig het om dit te begrawe want ons het nie so groot impak gehad nie. Maar ons is baie mense. En as elkeen van ons gemors gaan begrawe, ons gooi dit in die astrom. So dis weg as dit in die astrom is vir my en vir jou, maar daai goed word begrawe. Massas en massas van dit word begrawe en al daai mikrobes, al daai nutriënte beland in ons grondwater, beland in ons bowater en dis net een groot bron van potensiële kontaminasie risiko, mense wat kan siek word. So hierdie goed haal daai nutriënte uit, bind hom in 'n proteïenbron. Hy skep hom basies af voordat hy in die water beland. So we're saving our landfill, we're stopping the potential pollutant of those heavy amounts of blood and guts lying around the place with the bacteria in them, which do become polluting if you haven't got the friendly fly to recycle them for you. So all we're doing is just going back to nature, copying Mother Nature. She's done it very, very well. Every evening, 204,000 more people sit down for supper than had breakfast this morning. And they all want protein. They want their fish, they want their hamburgers, they want their chicken, they want everything else. But we can't rely on the sea anymore to produce that for us. So we've got to find some alternatives. En in hierdie geval hou die alternatiewe ook verdere voordele in. What we've just done is seen a business opportunity that's been brought around by the degradation of our environment effectively to a point when it's very profitable to go and fix it. And the more things we can fix using capitalism as a method to create jobs and provide money and create an industry, the better. Om werklike impak te maak, moet dit op groot skaal gedoen word. Because only when we do it on a very large scale will we make a material difference to our seas. At 100 tons of larvae a day, it's 100 tons of fish we don't have to rape from our seas. The people have suddenly understood this is really going to be an industry of the future, recycling our waste nutrients.